My naam is Andriette Ridder en vandag gesels ek oor die 4 skuwe wat plaasgevind het in geloofsvorming. Nou, julle het seker al daarvan gehoor dat geloofsvorming vergelyk kan word met 'n tafel wat 4 pote het: kennis, verhoudings, aksie en aanbidding. Die 4 elemente van geloofsvorming is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Dink maar net daaraan, ons het kennis nodig van die Bybel en van God om te weet waarin ons glo. Ons het verhoudings nodig met mense om saam met ons die geloofspad aan te pak. Ons geloof moet oorgaan in dade en ook moet ons 'n ruimte skep waar ons God kan aanbid en self met hom in 'n verhouding kan leef. Maar wat is dan nou anderste vandag? Hoekom het daar skuwe plaasgevind? Is hierdie goed nie maar net altyd en ewig waar nie? Natuurlik is dit. Maar die 4 dinge, die 4 tafelpote vorm vandag op 'n nuwe manier of op 'n ander manier. Daar is nuwe klem wat gelê word. En ek wil graag dit vandag met julle deel aan die hand van 4 metafore. Nou, al 4 hierdie metafore is kosmaak metafore. Die eerste metafoor is die metafoor van om fisies kos te maak. Dink maar aan hoe jy kos maak. Miskien gaan dit in jou huis so dat almal deelneem. Dalk bel jy soms vir jou ma of jou ouma vir 'n resep. Partykeer kan mens dalk na die internet kyk. Ek weet ek hou daarvan om nuwe goed ook te verander, 'n bestaande resep my eie te maak. Dalk neem almal deel. Dit kan 'n manier wees waarop ons kan verstaan hoe geloofsvorming vandag anders te gebeur. Wanneer ons kos maak, dan is dit nie net een rigting nie, maar dit is 'n multidimensionele proses. Met ander woorde, verskillende mense neem deel aan die kosmaakproses en daar is ook verskillende bronne wat ons daarmee help. Vandag kan ons dit gebruik as 'n metafoor om te verstaan dat geloof nie net 'n een-rigting proses is nie. In die ou dae het ons miskien 'n onderwyser gehad wat voor 'n klas staan en die onderwyser was dan 'n kenner gewees wat iets meegedeel het. Die kommunikasie was een rigting en was afwaarts gewees. En ons het eers die teorie geleer en daarna dit in die praktyk gaan toepas. Vandag se kinders leer egter op 'n nuwe manier. Ons sien dat praktyk en teorie vermeng is en eintlik 'n herhaalde siklus word. Ons eksperimenteer, beoefen, leer weer nuwe dinge. Ons sien ook dat ruimtes waarin ons kennis opdoen minder soos 'n klaskamer lyk en meer soos 'n besige, chaotiese kombuis moet lyk, bietjie mossig ook by tye. Met ander woorde, ons leer die beste wanneer ons doen, wanneer ons deelneem, wanneer ons insette kan gee en ook by ander mense kan leer. Daarom is die persoon wat voorgaan nie meer die onderwyser of die sonnaskooljuffrou nie, maar die kategeet of die kleingroepleier of die fasiliteerder, wat die leerproses as ten ware net fasiliteer. Die tweede ding wat geskuif het, is hoe ons dink oor verhoudings. Dink maar aan 'n piknik metafoor. Ek het hierdie glasies gebring om ietsie van hierdie metafoor vir ons voor te stel. Nou, by 'n piknik is dit vir almal lekker, oud en jonk. Maar almal is ook bietjie op hulle ongemak. As ons dink aan 'n formele etenstafel, dan is die volwassenes baie op hulle gemak daar. En as ons dink aan 'n lekker kombuistafel, is kinders gewoonlik gemaklik. Maar by piknik kom almal tuis. Dit is ook partykeer 'n bietjie anderste, want almal moet bietjie uit hulle gemaksone kom. Die volwassenes moet sit, terwyl die kinders rondspeel. Maar daar's kos wat vir almal lekker is en almal neem deel. Dit sê ook vir ons 'n belangrike ding wat saamgaan met die eerste tafelpoot en dit is dat verhoudings 'n belangrike element is. Maar dat ons in die verlede veral klem gelê daarop dat kinders binne hulle ouderdomsgroep van geloof moet leer of geloof moet beoefen, besef ons nou weer die waarde daarvan dat verskillende ouderdomme met mekaar moet saamgesels en mekaar se geloof wederkerig moet vorm. Dit beteken dat dit nie net volwassenes is wat kinders se geloof vorm nie, maar ook andersom. Verhoudings kan ook nie net oppervlakkig wees nie. Gaan dink maar, as dit 'n volwassene is soos 'n onderwyser wat jou iets leer, dan is dit maar 'n teoretiese of 'n oppervlakkige verhouding. Maar as ons by mekaar moet leer, want ons mekaar se stories ken en mekaar op 'n dieper vlak leer ken. Ons word dan meer gelyk behandel en daar's ruimtes waar ons aan almal moet tuiskom, sodat almal op hulle gemak voel om te kan deel. Dit beteken ook dat ons nie moet dink oor die manier wat ons kategese aanpak en dat dit minder moet lyk soos 'n klaskamer en meer moet lyk soos 'n piknik, 'n plek waar almal tuiskom kan speel,
mekaar kan leer ken en ook gemaklik genoeg voel om te kan deel. Dit bring ons by die derde kos metafoor en dit is die metafoor van 'n kosblik. Nou wanneer dit gaan oor aksie, het ons in die verlede baie gedink aan die manier wat ons geloof uitleef as iets wat in bepaalde ruimtes gebeur of dat bepaalde mense dit moet doen. Dink maar aan 'n sendingkommissie van 'n gemeente wat getaak word daarmee om geloof uit te leef of die boodskap uit te dra. Vandag wil ons egter meer klem daarop lê dat geloof iets is wat in elke mens tot dade moet oorgaan. Elke mens se geloof en dade moet geïntegreer wees. En daarom moet ons ook kinders en jong mense help om hulle geloofslewe, dit wat hulle glo en dit wat hulle doen, hulle aksies, met mekaar te laat ooreenstem. Daarom is 'n kosblik 'n goeie metafoor. Want 'n kosblik wat gedeel word, is mense wat 2 broodjies uitruil. Ek bring my kosblik, dit wat ek het, en ek deel dit met jou wat dalk 'n ander kosblik het. Dit herinner ons ook dat skool, werk, sportveld, al die ruimtes plekke is waar ons geloof moet uitleef. Daarom kan ons ook nie dink oor kategese, want ons wil hê dat dit 'n ruimte moet wees waar ons kan inoefen om ons geloof en ons aksies te integreer. Daarom moet dit baie meer prakties raak en dit moet 'n ruimte wees waar ons ook dit goed spontaan kan inoefen. Dit bring ons by die laaste tafelpoot, aanbidding. En dit bring ons by 'n laaste kosmetafoor en dit is die van 'n feestafel. Ek het hierdie blom saamgebring om iets te sê van 'n baie spesiale ete. Nou as 'n mens by 'n feestafel aansit, dan onthou mens verskillende dinge. As jy vir mense moet vra na 'n troue of na 'n Kersfeesete, wat was vir jou besonders geweest? Gaan sommige sê dit was die mense geweest, of ander gaan sê dit was die tafel wat mooi gedek was, die blomme wat so mooi gelyk het. En ander gaan dalk verwys na die kerslig of die atmosfeer of die musiek. Net so is daar verskillende maniere vir ons om met God te praat of God te ervaar. Dink maar daaraan, miskien is jy iemand wat daarvan hou om na 'n preek te luister om geestelik te groei, of dalk is jy iemand wat eerder na musiek wil luister. Dalk is jy iemand wat tussen mense, wanneer jy kan gesels oor God, vir God ervaar. Dalk ervaar jy God in die natuur of in stilte, of dalk juis wanneer jy simbolies na kuns kan kyk of 'n simboliek in die erediens kan gebruik. Ons is baie meer bewus daarvan dat spiritualiteite belangrik is om in ag te neem wanneer ons dink aan kategese. Ons kinders is nie homogeen nie, elkeen van hulle is uniek en ons moet ons kinders ook blootstel aan 'n verskeidenheid van ruimtes en style waarop mense vir God kan aanbid en kan ervaar. Ek hou van die feesmaal prentjie, want dit herinner ons dat ons eintlik die feesmaal moet dek, die ruimte moet skep waarin God werk. En dit is 'n stuk misterie. Ons kan nie God laat werk nie, maar ons kan hierdie ruimte skep waar ons kinders deur te bid, deur te aanbid, deur te sing, deur stil te raak, vir God kan beleef. Daarom moet ons ook nie kyk na ons kategese ruimtes. Ons moet jong mense aan 'n verskeidenheid van maniere blootstel waarna hulle God kan ontmoet. Ons kan kreatief dink, ons kan dink aan verskillende style en ons kan hulle ook bewus maak van verskillende spiritualiteitstipes. Dan kan ons op 'n plek kom waar kinders en jong mense hulle eie geloofslewe, hulle eie ervaring van God kan hê en ons nie net gesels oor God nie, maar ook met God. Mag julle deur hierdie 4 prentjies van kos maak, van piknik hou, van 'n kosblik deel, van by 'n feesmaal aansit, onthou en oorgesels verder, om daarmee te ontdek dat vandag is dit steeds dieselfde 4 tafelpote wat belangrik is, maar die 4 dinge, aksie, aanbidding, verhoudings en kennis, gebeur op nuwe maniere. En ons kan dit bedink, mekaar gesels en ook eksperimenteer op nuwe maniere dit te doen in die kategese. Ter afsluiting, gebruik gerus die gepaardgaande hulpmiddels om verder oor hierdie 4 pote en 4 ruimtes te gesels.